Ja, Jakes, ons het weer die wonderlike voorreg om op kantoor te wees. Dis moes maar kantoor wees hierdie vir ons. En hier agter ons is Henny Hartman. Ons het 'n uitnodiging gekry van sy kant af om hier in die Lichtenburg area by een van die boere met wie hy deel op sy plaas in 'n plaasdam te hengel. So dis wild. En die vis wat ek hier gesien draai, het maak my verskriklik opgewonde. Ek het geen idee wat om te verwag nie, ons weet nie wat om te doen nie. Wat sê jy, Jakes? Ja, my baas, nee, kyk, hierdie visies, hulle maak 'n mens so excited, hulle draai hier voor, dis borrels. Jy weet nie wat jy eers moet doen nie. Ja, so, ons gaan kyk of ons nie bietjie vir 'n slag mooi vis kan vang. So hou vir ons duimpie vas. Dis in die middel van die week. Die temperatuur was vanoggend 8 grade. So die winter wys sy vingertjie so vir ons, maar nodeloos om te sê gaan ons vis vang. Ons gaan natuurlik ons nuwe goed probeer. Ons het natuurlik weer Monster Mix saamgebring. SVB Extreme, ons het die nuwe stands wat next level is natuurlik vir ons gebring en ek is opgewonde. So kom ons hou op praat, kom ons gaan vang vis. Ons sal nou 'n bietjie daaroor stap na Henny toe, laat hy homself kan voorstel en vir ons sê wat het hy al in die dam gesien, dalk 'n foto of twee te wys. Maar kom ons kyk of ons self een kan vang. Laat ons aan die gang kom. Ek wil amper sê een van die mooiste en die romantiesste dinge in die oggend as jy voer aanmaak. Nou ja, ek het vir my klaar water geskep. Hengel met die SVB Extreme Fine. Soos julle weet, is my hand nou al so geoefen dat ek het nie 'n maatemmer nie. Maak altyd hierdie voer baie sag aan. Hy het nog so klein bietjie nodig. Ek gooi hom so 'n bietjie by. Daai man daar en om daai reuk van daai voer te kry wat hier uitkom en ek gaan net vir julle wys hoe goudgeel is hierdie voer. Nou ja, kyk hier so baie water het hy nog in. Nou is hy so dat ek hom gaan los vir so 5 minute dat al die komponente hom net inkry en genadige Vader. En om net so 5 minute gee en dan wat ek dan doen is dan riddel ek hom. Wat is die rede? En ek gaan dit bly sê, jy wil suurstof in jou voer kry sodat al die partikels los is, sodat wanneer hy onder op die bodem kom, kan oopmaak. As jy hom kleitjie maak, dan druk jy die voer vas en maak hy nie oop nie. So as jy hom losmaak in vraf en hy daai suurstof in, is die blus bitter vinnig. Maar dit is belangrik om dit te onthou. So ons los hom 5 minute, riddel hom deur laat hy sy lig kry, los hom nog so 5 minute en dan kan ons vis vang. Nou ja, julle almal ken my natuurlik, ek is baie lief vir 'n veer en die rede daarvoor is daai sagte voer. Maar Henny hulle kyk verskriklik mooi na die dam en wat hulle doen is hulle hengel net een hoek. So julle sal sien hier is nou natuurlik 'n 2-hoek strop. So al wat ek gaan doen is ek gaan net hierdie boonste hoekie afval. Hengel ons met een asie onder. Dit maak dit ook makliker vir die groot vis om die groot vis te hanteer en dan sal nie nog 'n hoek wat hom ook hak nie. So dis net daai stukkie dan met die een hoekie wat aan is. Nou ja, ons het eerste bloed. Soos julle daar kan sien is Henny aan met 'n baie mooi vis. En ek glo nie hy het al omgedraai nie, Henny. Kyk nou hoe mooi is dit. Nou dis wat mense nou noem 'n mooi storie vroeg in die oggend. Ons is nog almal besig om rond te skarrel. Check hierdie knap. Lekkerder. As julle die polisieman kan sien, dan kan ek vir jou sê is hy nou al seker 40 meter in die dam in. Lekker. En kyk hier klein gery waarmee hy hengel, die kleinste, fynste, minste, dunste goedjies wat hy kan gebruik. Ja, toe vanoggend se kombinasie wat ek gekies het om mee te hengel is die Jaw 30, Okuma Jaw 30 en my stokkie wat ek vir hom gekies het is die Short Range 8 voet Tactical. Ek hou daarvan om met hulle te hengel hier in die dam want ons het nie nodig om ekstreem afstande te gooi nie. Die dam is lekker diep hier van die begin af. So enigiets van 10 meter tot 65 meter is 'n baie goeie afstand in die dam. Die asie wat ek hier opgesit het is 'n Supercast Gumtree pit en 'n skoon bol, ook Supercast voer. Ag, ons het groot vis in die dam, die eerste vis wat al oor die 10 kg is. Ons grootste een wat ons al reeds gevang het hier in die dam is 13.4
Ja, en dan probeer ons maar die groot vis bewaar en ons pas die goed maar baie mooi op. Ons hengel redelik gereeld hierso. So maar die dam is ongelukkig nie oop vir die publiek nie. Ons sal net maar probeer om so 4 Promynias 'n jaar hier te host. En dis dit, onthou wil nie te veel druk op die vis sit en te veel hookups hê en goeters nie. Naderhand raak die vis se monde vol seer. Nou wil dit nie hê nie. Ja, julle weet nou self, die eie op my agterkant het en nou die eerste visie. Ek het nog nie eers albei my stokke in nie. Ek het daai kant het ek begin met ons een duo, daai een van die Spider-Man wat ons met Legend gemeng het. En hierdie kant het ek my wasp op. 2 wasp flouties en 'n lekker lang deegie. Julle hoor hier nou daai vis gevang op 'n put. Soos 'n wilde dam. So ou moet versigtig wees om te finetjie te hengel. Soos hy gesê, die afstand is lekker naby, die vis is nie op spesifieke plekke nie. Hou daarvan om teen die kante te wy. En soos daai vis weggetrek het, gaan dit net nog lekkerder word. So ek gaan hierdie man ingooi, julle sal sien ek het min konsentraat op. Natuurlik terug in my fairy dust. En daar kan julle sien is 'n redelike groot aas, 2 van hulle op met 'n soetwit deeg agter op hom. Maar kom ons kry hom in, ons gaan die vis vang as ons praat. Jy sê dit vir my nou? Ja. Mooi vis. Baie mooi vis. Nou wat ek vir julle wil sê is hier so as die ouens wat die dam ken, jou waarsku en sê Soppie dam is nie so vlak as wat jy dink nie. En jy staan letterlik teen die gras met jou broek wat aan die water raak. Luister maar 'n bietjie vir die manne want ek was amper nou in die drink gewees as gevolg van snaaksigheid. So en nou kry gou vir ons net die kruidel reg daar sodat ons daai vis mooi nat kan hou. Maar wat 'n mooi vis en jy kan nie glo swaar is hierdie vis nie. Nou ek skat hierdie ouetjie enigiets hier by 4, dalk oor die 4 kilos. Wat 'n pragtvis. Wel done Heino. Baie dankie. Hey. Nou, ons rekening is oop. En hoe lekker is dit om te sê met 'n 4.7 kg karp. Die heel eerste vis is ons op die charts. En dis hoekom hierdie klein juwele wat op die plaasdamme is, wat die boere baie keer gebruik vir besproeiing. Dis wat daai groot vis is. En jy kan sien daai visse is so wild. Ek wil amper sê untouched. Dat ou die nodige respek vir hulle moet hê, soos julle kan sien ons het die kruidels om hulle nat te hou. Die wysling word nat gemaak, die vis word behoorlik hanteer en ek dink ons is in vir 'n ding. As julle kan onthou met die laaste DVD het ek seker omtrent 6 uur daai aand nee ek jok. So 2 uur se kant het ek my eerste vis gevang. Hierdie keer is ek daarom gelukkig om al vroegoggend 'n vis aan die lyn te hê. En ek hengel verseker met daai favourite van my, dis daai Tracer Banshee. Ongelooflike dip. Baie kompeterende hengelaars gebruik hom met groot sukses. En hier is ons aan met 'n baie mooi vis. Ek het nog die kans gehad om daai groter BKK size 2 hoekies op te sit nie. Ek hengel met daai klein hoekies, so ons hoop ons kry hom uit. Hier hang my stroppie wat ek nou daai hoekies wou opsit. So maar die adrenalien was daar, wil vinnig in die water kom. So dan gooi jy daai klein hoekies, so sal hom moet mooi speel uitkry. En dan kyk ons wat weeg hy. Lekker man.
2.4. Ek is geseënd met my tweede vis. Uit 3 minute gelê, weer eens Banji Tracer. En dan het ek 'n Gumtree float op, oeser en 'n klein deegie, maar 'n lang deegie aan die agterkant van hom. Hoekom? Want ek dink Gumtree werk in enige plaasdam. So dit is maar hoekom ek die Gumtree oeser gooi. Niks anders het vir my gesê om hom te gooi nie. Ek het net besluit Gumtree, nou gaan my baas in. Wat 'n voorreg. En of dit nie genoeg is nie, is die kombinasie wat ek hengel met hierdie klein tacticals. Stokkie en katrolletjie is wintie verby hoor. Nou ja, hier het ek ons lekker my lali. Hier het ek ons nuwe wasp geer op. 2 wasp floats soos ek vir julle net gewys het met daai lang deeg. En terug in die fairy dust. En julle moet sien hoe fancy het Jakey my kassie gemaak. Daar's my stophorlosietjie. En hy het ongelukkig 21 minute gelê en nie 3 soos Jake se nie. Maar nou het ons so mooi vis aan hierso. Hey, kom weg met daai lyn. Trek my tou. Ek wil daarom graag ook net iets sê oor hierdie nuwe lyn van Sensation. Nou ja, ek hengel met die DC Pro lyn. En wat 'n gladde, ongelooflike lekker lyn is dit. En hulle sê altyd daar's niks wat so lekker hengel soos nuwe lyn nie. Hierdie kapies is ongelooflik sterk. Wat ek wou sê van die lyn, die mooi van dit is hierdie geel is, jy kan hom baie mooi sien veral teen 'n bietjie donkerder agtergrond. So jy die hele tyd beheer oor waar jou vis is en jy weet waarheen hy swem. En buiten dit is dis egter 'n lyn wat hou. Jy weet, dis nie kort se lyn opsit nie, ongelukkig, maar dit is 'n pluspunt vir jou as hengelaar. Hey, dankie. Waardeer. Dis lyk soos 2 boeties. Nou Jakey, as jy na die visies kyk en jy sien hierdie dam, hier's niks wat hierdie vis pla nie. Hulle het nie eers luise op, skibbietjies weg nie. Die vinnetjies is perfek en dit wys vir jou hierso's geen lyndruk nie. Geen, my baas. Ek dink van hierdie manne is die eerste keer dat hy ooit in sy lewe hoek sien. Kyk hoe oranje is hy stert. Hierdie lyk soos 'n tweeling. Nou ek skat hierdie karpie so as ek het gedink 2, ek skat hom so 1.6, 1.7. Ja. Wat sê jy? My baas, ek dink hierdie een van my gaan 1.4 wees, daai ene so 1.5 wees. 6, ja. Kom ons weeg hulle. Dis enigste manier om te weet. Yes, dan kyk jy nou, ek dink hy het hierdie dam uit hom gedesign 1.85. Nou in die spesies sal dit nou al 'n bonus wees. Dankie jou Henu. Ek sit hulle vir ons in daar. 175. 10 gram. Hy was nog besig om die voer te eet. Nou daar's hy, 175 en 'n 185. En nou het nou al een van oor die 4 kilos. Dan een van Jakey is so oor die 2 kilos. En my kategorie sê dis 8:30 in die oggend. Ons is 'n uur in die water en wat 'n voorreg. En Jakey, jy het weer 'n by daai kant hoor, so sit maar jou visie gou terug. Ja, so ek op die vorige keer gesê het, al wat ek hier doen is ek sit 2 van daai wasps flouties op met 'n deegie agter hom, probeer 'n redelike groot voerbol. Nou daar's die wasp dippie. Gee hom net so 'n skit of 2. En gooi so 'n bietjie van dit op ons voerballetjie. Net daai man 'n lekker intriek terug in die fairy dust, terug in die water.
Sê nou. My lolly. Hey, man. How lekker skyn it becomes now, sies. Ek wil hierdie man losmaak want hy het nou gevoel iets het hom nou gepik. En die oomblik toe daai mannetjie hom nou tik, toe sy nou geïrriteerd. So. Ek sien hy draai heeltemal links op in die dam. Ag nee, hy het nog nie klaar geswem nie. Dan gaat hy weer. En hoor hoe stadig loop die visse. Wat 'n mooi storie. Kyk aan. Lekker. Ja, en hier is 'n beter vis. Bietjie lank gelê. Maar ek het gesê ek gaan hom 'n uur gee. Ek dink hy lê nou so 50 minute. En toe gaan hy gelukkig het ek 'n merkie op die lyn gemaak. Een ding wat hy nou gesê het, in die dam haak ons nie in nie. En ek dink dis die rede hoekom ons nie inhaak nie. Want ek sit rustig daar met Peer en gesels oor ons volgende potensiële venue wat ons wil gaan. En hy kom so stadig uit die water uit op, soos of hy geensins bewus is uit hom opgetel nie. Look. She's going. Lekker man. Daar is hy nou besig met my stokkie wat so lank gelê het en hierdie enetjie het nou weer gekatriel op daai wasp. En die twee wasp floats met die lang deegie. En dit kan 'n lang interessante dag word vir die regte redes. En wat ek baie van hou en ek sê dit weer, en nou het ons baie mooi gevra toe ons hengel een hoekie. En die rede daarvoor is laat hy ander hoekie om nie haak en hom seermaak nie. Veral met die 'n bietjie groter vis, as jy die ander hoekie het, dan haak jy baie keer die vis op 'n ander plekkie en dan kan dit ook gebeur dat jy daai vis verloor. So ons hengel een hoek. Ek wil amper sê met 'n semi-safety rig, sodat sou daai visie daai hoekie afbreek, dan is dit net die hoekie wat in sy bek is. So en ek hou daarvan, jy kan sien hierdie vis is untouched. Daar's nie 'n merkie op hulle nie. Ek dink van hierdie vis is die eerste keer dat hy 'n hoekie in sy bek het. Ja, hier is enetjie net oor die 3 kilos, 3.05. En is daai enetjie wat so 'n bietjie langer gelê het, maar dan ek sê as ek hierdie tipe visie vang, lê ek maar so klein bietjie langer. En hom het ek gevang op ons nuwe babietjie, met ander woorde daai Spider-Man en Legend. En ek het op die hoek gehad 'n caramel pit en julle sal my nie glo nie, met 'n groot FX oezer agter hom. So dis 'n groot as. En nou ja, daar's die resultaat. Ek doen ja, dan. Wow. Lekkerder man. Ja, soos ek vir julle gesê, die hengel ek redelik grof, want daar het ek nou een van ons caramel pitte op, gewone caramel. En hier het ek 'n FX soft wat ek nou voor hom sit. Vir die hele asie, sal julle sien, is nogal 'n redelike besige storie. En dan een van ons nuwe deeltjies is daai lekker Spider-Man met 'n Legend by. En julle ken my, ek is nie ou wat vreeslik baie dippe nie. So, dis maar my hoeveelheid. Maar die belangrikste deel vir my is natuurlik hierdie wit poeiertjies op daai bolletjie. En dis my hele storie. Hy het 'n bietjie langer gelê, maar 'n baie mooi vis gevang. Nou,
dis wat ek nou vir julle wou sê. Dis wat ek nou vir julle wou sê van die Dizzy Pro lyn, die neongeel lyn. Ek is nou hier tussen die lyne en ek kan baie mooi sien wat om te doen om nou nie die lyntjies op te tel nie. En toe ek daai een lyn van my optel in die water, toe sien ek, okay, maar hy's onder deur, hy maak 'n bogie. So dis die rede dan vir hierdie bietjie neon kleurlyne. Die leader is natuurlik die leader wat ons by hom gesit het. Dis 'n breinleader wat daai laaste deel vir die vis nou nie afskrik nie. So daarvan af kan jy hom nou mooi hanteer, want dan is die vis ook teen jou. Wat interessant was van die karpie, hy het net teruggebyt. Hy het nie opgetel en geloop nie. Teensy dit dalk 'n baboer is, sal ons nou nie weet nie, maar kom ons kyk. Vis het mos maar hulle eie stories. Ja, is 'n karpie. Lekker dit. Dankie, Jackie. En ek wil net weer eens kategories sê, dis 9 uur, ek dink ons sit nou al met, kom ons sê, amper 'n 8 of 'n 9 vis. So ons word ongelooflik bederf. Ons het nou al 'n gespottery wat ons sê ons moet Google waar's die eerste hompie, want ons kan dalk so laat ontbyt eet vandag. Hier is chaos, en hoe is altyd sy stokke byt. Jackie agter is aan met 'n vis. Ek is uit. So die dinnerbel het gelui. Nou dis 'n baie mooi storie. As jy dit so sien, dit lyk amper soos maak uit Pierre Richard begin eet. Dis net stokke. Hy nou het so 'n bietjie hulp nodig hierso. En nou kan ek daarom die geleentheid kry om te voel hoe operate hierdie jaw 30's. O ja, nee, hy is baie lekker. En sy klein 8 voet tacticaltjie. En altyd te voorreg om nog 'n visie te vang. Hierdie ouetjie weet nie hy's gehaak nie. Dan swem hy agtertoe, dan swem hy vorentoe. En vorentoe as jy wil, maar hier's klein visies ook in hierdie dam. Ek het gedog hier's net groot visse. Ja, dis die mooi ding van as jy 'n bietjie groter hande het, dan kan jy hom soms so met die hand vang. Ek sal jy daai invang. Maak ons beurte. Nou maak ons beurte, ek kry jou terug. Skalk kan baie spyt wees as ek nie van daai dik kar vang met. Nee, wat? Met die vis. Ek dink skalk gaan spyt wees, want ek dink hierdie vis is definitief groter as 3 kg. En soos hy gesê het, hy kry nie spyt nie, hy kry lekker. As hy so stadig optel en hy trek net styf en hy begin wegtrek, dit is die lekkerste lekker eintlik. Dit is die klipterug het op daai. Dis nou daai 'n bietjie skaam. Wat noem jy hulle? Golfbal oë. Ja, hulle het so 'n golfbal oë. Soos treine. Ja, maar hulle gaan kom. Hulle gaan kom. Ons het hom aan die kant. Ja, 3.7. Ja. So. Okay. Nou ons hengel nou môre. Hengel ons rietspruit. Nou ons het net nou gespot. As ons so vis vang môre, dan spook jy daai vis 2 keer langer.
omdat jy graag so vis wil hê en hier word ons bederf hulle buite hou vou, hè nou. Ja, Skalk is altyd lekker om sulke visies te vang. Ja. En hier het ons 'n baie groot voorreg en met die dam wat ons hier het, ons vang hulle nogal gereeld. So, ek kan nie wag vir een van daai treine wat moet uitkom nie. Ek wil net vir jou sê baie dankie. Ek wil dit weer sê, gaan dit seker nog 100 keer sê vandag. Kom sit hierdie man terug, kry die aas terug, want ons al hoe ons sy boetie gaan vang. Ja, ek staan nou hier by Beleese mense, dis wat ek dit nou noem en dis 'n plaasboer en ek het, omdat ons in die voerbedryf is, het ek soveel goed van mielies geleer en nou het ek al geleer van klein dun stronke, as jy kan sien daar, hoe groot is die pit, dit beteken hy het baie meer vleis en dan kry jy met 'n groot stronk en hy het weer minder vleis en nou ja, so nou is ek, soos 'n besigheidsman nou is besig om te onderhandel om te kyk, kan ons nie dalk 'n mielie of twee nie, wat kan ek nog sê van die mielies? Nee, ek dink soos hulle nou gesê het, baie kultivars, dalk bietjie hoër proteïeninhoud wat jy soek vir die visse. Ja. En soos jy sê, pitgrootte, Ja. kultivars, jy kry kultivars dan nou met die groter pitte en die met die kleiner pitte, en natuurlik hier voor by die kop, daar is die kleiner pitte dan nou. Okay. En ja, dis maar wat ek van Amelia af vir jou kan sê. En nog 'n ding wat ek nou geleer het, want nou begin ek begin nou mielie soek, dan sê hulle nee, maar die voggehalte is te hoog. Waar moet die voggehalte wees? Ons stroop op 14%. Okay. 14%, ja. So, julle sal sien ons vang nie net vis nie, ons doen besigheid en die voorreg is ons by die vriendelike mens om bietjie in sy damvis te vang. So ja, alles oor mielies en nog 'n bietjie. Ja, ons het nou so stil tyd begin kry. Ons het so 'n bietjie ek wil amper so 'n bietjie kuiergaste gehad. Die boer was hier en 'n paar van die ander mense. En net ewe skielik het hulle stil geraak en nou is ons besig om te debatteer hoekom en waarom en wat. So ek het besluit om aas te verander. Ek wonder of die water nie nou begin draai het nie. So hier onder wil ek vir julle wys, het ek nou vir my 2 keer ribbaatjies opgesit. En voor gaan ek nou 'n garlic oezertjie opsit, so op die puntjie. Net om my man so 'n bietjie af te los, laat hy daai klossietjie wurms het met die floutetjie voor hom, 'n natuurlike voerballetjie. En wat ek wel gaan doen is, wat ek nou nog nie vanoggend gedoen het nie. Die goed waarmee ek hengel het nie vreeslik baie fluoresien in. Die water is 'n bietjie 'n bruin kleur. So ek gaan nou oorgaan na my tracer en banjie toe. En die rede daarvoor is om daai bietjie kleur in te kry. En hopelik met die wurmpies wat so bietjie lewendiger is, kry ons dalk 'n resultaat, want ek dink ons het tussen ons klompie nou 'n uur terug laaste vis gevang. Ja, kom ons sit hierdie ouetjie vinnig op. En dan, soos ek sê, gaan ons tracer en ons banjie doen. Voertjie altyd lekker sag. Kan julle sien. Soek gou geraai man. Ek word Ventana. Daar kan julle sien. Tracer en banjie. So, kom ons raai man dat ons 'n bietjie floro opkry. Julle weet hoeveel fluoresien kan hierdie man afgee. En dis die storie. Ek los die wurmpie skoon vir 'n natuurlike aanbieding. Terug in die kas te poeier. Kom ons kyk of ons nie 'n byt kan kry weer nie. Stok het ek daar aan die oorkant van die damdraai gooi, nie heeltemal daar uitgekom nie. Ek skat hom, as ek afstand moet skat, is dit omtrent so daai 120-125 meter. En hoekom ek dit gedoen het, die vis het net ewe skielik stil geraak en gesê ons moet iets anders probeer. Ons weet die dam raak klein bietjie vlakker as hy meer na die ander kant toe gaan. En ek dink ek hou baie van vlakwater, net soos wat die baas van vlakwater hou. En ek het maar net gesê die vis moet eet, los hom bietjie langer. Dis asof die temperatuur, die nagtemperatuur wat nou kouer is,
die watertemperatuur met die wat die wind ook waai bietjie afbring. En ek dink dit maak die vis dat dit bietjie stadiger is. My opinie, ek kan verkeerd wees, maar ja, ek dink net ons moet die vis dalk bietjie langer die stokke bietjie langer los. En ja, daar het hy geëet, voel na 'n klein vis, maar at least is dit 'n vis wat ons nou vang. Jy moet lank al die voer ingesit het. Nou ja, hierdie ouetjies het vreeslik lank gelê. En ons moet plannetjies maak om vis te vang, want daar's altyd 'n rede hoekom die visies ophou byt. En hierdie mannetjie het nou baie lank gelê. Ons wil nie sommer net skuif nie. Ek gaan my een stok gaan ek definitief verder skuif. Maar die ou gaan ek op die kol hou, want dit was die mees produktiewe stok van almal, maar ek sien ek het nou daai lyntjie gehak en ek dink dit is nou nog 'n teken dat ek die ander stok moet gooi. Hey, hier gaan my lynkoek. Hier gaan my lynkoek. Ja, wat ons wel gedoen het, ons het weer so 'n bietjie voer gaan uitsit. Want ek is natuurlik 'n baie firm believer van, ek noem dit die dinnerbel. Dat as hy vir die manne kos gee, dan hoor hulle dit en dan skakel jy hulle weer aan. Nou wel 'n klein visie, maar waar daar klein vis is, altyd groot vis. So kom ons sit hierdie ou terug, sit hom weer terug op daai plekkie en dan gaan ek natuurlik my langer stok gooi om te kyk of ek nie vis daar agter in die vlak warmer water kan kry om te sien of die vis nie geskuif het nie. Nou ja, soos julle natuurlik weet, 'n plaasboer kan nie 'n dag deurgaan sonder om vuur te maak nie. En lyk my hulle is nou besig met ons vleisbraaitjies daar agter. En ek sien nogal baie uit daarna. Dit gaan 'n groot bederf wees. So hulle is besig om die vuurtjie aan te steek. En hoe lekker kan dit nou nie wees as ou hier langs die dam 'n ou vleisie op die kole kry nie. So baie opgewonde. So ek sê ons nou besig om planne te maak om te kyk of kan ons nie nou nog 'n ou visietjie vang nie. Ek het die booster uit saam met die obsidian en dan gaan ek natuurlik 'n bottomstrop gooi en kyk kan ons nie van daai vis in die vlakwater vang nie. Ek is natuurlik 'n ferm gelowige oor vlakwater soos julle weet en soos ek verstaan van die boer tel hy op agter toe. So let's give it a try. Kyk jy mooi natuurlik van as jy sosiaal hengel en jy altyd 'n skelmstok insit en hy het vir ons 'n skelmstokkie hier teen die margins af. En ek sien dit hy het 'n baie dringende stapie daar na sy stok toe. En dis nogal 'n redelike mooi vis want ons probeer nou uitfigure wat het die vis gemaak want ons kolletjies wat bietjie dieper is bietjie stiller en ek voel nog steeds die vis het dalk kante toe gegaan om te gaan wy en ek dink hierdie stok hier het nou bewys. Al wat ons wil sien. Net plannetjies maak. Ja, en ek het op pad net die gear ook gechange. Ek het na 'n banswys-pad toe gegaan. OK. Ek dink dis dalk 'n goeie idee, né? Ons ek nie 'n Raja pad moet opsit nie. Ja, well done. Dankie. Ja, ek word vir myself. Want ons wil hier met die klein stokkies karre en krap. En omdat ek van vlakwater hou, nou bly ek myself ooreed. Dis 12 uur. Sê skala. Gooi 'n bietjie 'n groot stok agter. Gooi hom maar met die bottom. Ek is nie bang vir dit nie. Want daai groot vis is baie lief om in daai vlakwater te eet. En kom ek sê vir julle hoe lank het hy gelê. Hy is nou op 12 minute. Nou, daar's 'n spreekwoord wat sê, as daai klein stemmetjie begin praat en hy begin met jou gesels en hy begin jou woel, go and do it, trust yourself, back yourself. So, nooit te oud nie. Nou, die manier hoe hierdie vis sy kop skud, beteken dat dit 'n bietjie 'n beter vis is. Ek het onder het ek 'n Raja pit op
En bo het ek daai anysflouts van ons op, die wit en die geel. Ek het 'n witte gevat vir die rede is die water is baie vuil en dis die een wat die hoogste staan, so ek het hom op die boonste hoek gesit dat hy hoog staan. Vir al daai vis bietjie hoër eet dat hy in sy gesigveld is. En dit wil vir my lyk asof hy daai boonsteen gevat het. Hey. Kom jy nou? Oef, en dit is nogal een van daai leiders. Ja man, los nou die bosie uit. Ja. Een van daai spesiale vis. Kyk nou hoe bederf sy my. Ja, maar dis 'n mooi vis. Mens, dat ek net sien lyk jy die kant. Oef. Okay. Kyk, jy moet nie dink ek is enigstens 'n bietjie sag as ek jou soen nie. Maar hierdie is baie naby aan 'n soen werd. En die rede daarvoor is en nou het ons vertel dat hulle 'n klomp Israelies ingesit het. Nou die rede vir die Israelies, hulle word baie vinnig groot. En julle het hulle hoe lank terug ingesit? 'n jaar terug ingesit, toe was hulle so 800 gram, hulle was sulke klein karpies. Nou hierdie enetjie gaan ons gaan hom so 'n bietjie weeg en kyk. So binne 'n jaar het hierdie ou sal ons nou vir julle sê hoeveel groter geword. Nou hierdie is my heel eerste Israelie en ek het die voorreg om dit saam met Heno te doen. So vir my Heno is dit verskriklik spesiaal. En dankie daarvoor. Wat 'n mooi vis. Jy weet, ek sê ek het al seker 5 miljoen karps gesien en hier is 'n bitter mooi vis. So daar's hy julle. Mooi. Kilogram. 2 kilogram. Nou daai man het 1.2 kilogram in 1 jaar opgetel. Dis dubbel dit wat 'n gewone karper groei. Nee, daai is 2.75, maar hy het omtrent 2 kilogram gegroei. O, is so die sak is af. Ja, die sak is klaar af. 2.75 is wat die vis is. Korreksie. 2.75 is wat die vis weeg. So daai man het verskriklik gegroei. So ja, daar is hy, my heel eerste Israelie en well done Heno, ek is verskriklik dankie. Baie dankie. So kom ons sit hom terug. Ek is happy days. Nou ja, hier is 38 van hierdie Israelie karpies in die dam. Nou as hy nie 'n naam het nie en ons gaan nou check of hy al 'n naam het, dan is sy naam van vandag af Skallies. So Skallies het hom gevang, so ek hoop Skallies word 40 kg groot. As hy soos ek lyk, gaan hy baie maklik by die 40 uitkom. En kom ons sit hierdie ou terug in die voorreg. My heel eerste Israeliese karp in my lewe, ek moes 57 jaar oud word om dit te doen. So wat 'n oomblik in 'n dag. Dankie julle. Vir jou sal ek inklim. Kom bitte. Kom bitte. Kom. What a moment. Ja, sit so 'n klein bietjie in rus. Dis nou so 1:15, dit het dan nou 'n bietjie beter gegaan vir so 'n uur of wat. En die wind het weer opgekom en is my regtig asof as die wind waai, want hy waai nou al stryd noordwes dink ek. Asof die visies bietjie afgaan. Ek weet nie of dit die regte woord is nie. Dis regtig asof hulle tempo verloor het. Maar aan die agtergrond is ons besig met 'n lekker hamburger braai. Ek drink 'n lekker koue sodawater. Partykeer het ou ook net nodig om die oomblik te gebruik en te geniet en bietjie in te drink, soos hulle sê, maar dit bly 'n voorreg om natuurlik op sulke unieke plekke te kom visvang en dan mooi vis te vang nog daarby. So vir hierdie oomblik geniet ons dit. Kom ons kyk of ons nog so 'n paar goed kan uitbewe vir julle. Nou soos julle hier kan sien, hierdie manne is next level. Ek bedoel, daar's die patties gebraai. Broodjies het klaar botter op. Daar's eie, daar's tamatie, daar's blaarslaai. En daar gaan iemand se stok. Soos ek hoor, ja, nee, is Jackie se stok. Hoopelik kry hom hierdie keer uit. Nou daar's my burgertjie. So, ek maak hom toe. Jake se hulle vang vis. Ek is baie bly want nou kan ek alleen in vrede eet. Kyk, hierdie is nou my derde kans. En ek sal 'n vierde kans ook vat want dit voel vir my of die vis net groter en groter word.
Maar ek gaan try hierdie ene uitkry. Ek het my hoekie so bietjie verander. Ek het van 'n size 5 af gegaan na 'n size 2 BKK hoekie. En ja, ek gaan hierdie vis draai sag speel. Ek wil hom uit hê. Ek kan nie nog 'n vis verloor nie. So ek hengel net hier voor, klein gewiggie, so ek het hom maar redelik vasgeslaan. En hopelik kry ons hom uit. Weer eens van vanoggend af. Daai Banshee en Tracer duo, ongelooflik. Ek gee hom sommer genoeg, laat daar genoeg fluoro in die water kom. En dan by dit skit ek hom in daai custard, Gumtree Oozer en 'n lekker lang vet deegie agter hom. Kyk, as jy jou seemarket rolletjies wil toets, moet jy jou naaste plaasdam gaan aanvat. Kan jy, wow, daai, jy moet nie, Ja, sê. kom maar, was dit nie vir daai voer nie, was jy heeltemal in. Reg, Ja, dankie my bos. jy weet mos maar soos in enige ander werk, daar ouens wat moet werk en dan daar ouens wat nou kan ontspan. Ek het gaan ontspan, ek het my burgertjie gaan eet. Kameraman en arme Jakes, ek wil nie sê arme Jakes nie, want hy dink hy te slap aan hierso. Het dit nou nog nie geëet nie. Dis sy beloning as ons hierdie mooi Kaap geweeg en geskep en geweeg het. So Jakes sê vir my, wat doen jy op hierdie stokkie, want dis nou die derde groot vis wat jy nou aan het hier. Dis die derde groot vis my baas en vir een of ander rede hulle lê net 20 minute, nie soos die ander stokke 'n halfuur nie. Ja. Dink dit het te doen met die aas en veral die dip. Definitief. So daai duo kan nie ophou praat oor hom nie. As ek by 'n dam kom, gooi ek hom eerste. Dis die Banshee en Tracer duo. Ja, En dan definitief op die hoek garlic oozer met 'n lekker lang dik deegie. okay. En dis 'n gewone soetwit deegie. Geen almond, niks geure in nie, net 'n plain wit deegie. Fairy dust. Natuurlik. Okay. Nou hierdie is regtig Jakes se derde groot vis. Nou die vorige twee het losgekom teen die kant, nie daar binne nie. Hierdie gaan ons skep en ons gaan hom weeg en dit gaan 'n slap wees. Dan, En daai wat hulle altyd sê, sit groter hoeke op en kry jy die vis beter. Ek glo nie meer in dit nie. wat jy kleiner gegaan. Ek het nou kleiner gegaan. Dis my tipe ou hierdie. Kom. Dis nou hier waar ek begin bewe en dis nie van koue nie. Hierdie voel na 'n bitter mooi vis. As die vis daar diep draai, dan voel jy nie werklik die gewig nie. En is nie dat ek 'n groot sinker aan het nie, ek het maar 'n M1 sinkertjie aan. So ek voel die gewig, ek voel die vis. Ons hoop ek kry hom uit. Nou het ek gedink die vis is al in die net. Toe kom hy voor die net af. Yes, maar kom ek vir julle sê, hy tou vir Jakes reg rondom hierdie dam. Ons was nou al 2 keer soontoe, 2 keer terug en daar is hy nou weer op pad terug soontoe. So, Jaika, is 'n mooi storie. Dis 'n mooi storie. Ek bly nou hier by my baas. Dit maak nie saak nie, moet ek kan vir jou uittrek ook. Nee, my baas. Okay, daar's my lyn. Wat jy dink aan daai knoop wat jy vinnig gemaak het aan die strop. Ja, nee, of dit nou die tyd is om nou daaraan te dink nie. Dink dit is hier. Weet jy wat, ek kom so 'n stootjie gee dat hy nog een keer hardloop. Kom draai. Ja, kan nie daar nie. Yes! Jake the snake. Het jou. Ek het hom, dankie my baas. Ja, wel dan my broer. Well done. Ja, Jake, jy sê third time lucky. Vet, I'm lucky my baas. So, maar kyk nou hierdie vis, hier's nie 'n merk op nie. Kyk hoe lyk hierdie propeller.
Kyk hoe mooi, daar's nie 'n vinnetjie uitplek het nie. Hierdie vis is in uitmuntende kondisie en hulle is verskriklik sterk en ja, Jakes, daar's hy. Ek gaan hom neersit my baas. Dis reg. Ja. Ek kan net een ding sê, glo in jou tackle, jou strop, jou aas. Ek het vroeër gepraat met die ander seun hierso. Toe sê hy vir my, hy gooi net 'n enkel flout en ek het gesê gaan naderhand groter. En hy sê gooi enkel flout, jy gaan nie groter vis vang. Ek kan nie eens praat nie, so baie weg. En ek het hom gegooi en ja, daar's jou vis. En is die derde een. Dit was nie 'n lucky nie. Hierdie een het ons uitgekry, so ons gaan hom weeg, maar ek skat hierdie ou seker baie naby aan 7 kg. So kom ons kyk wat sê die skaal. Maar ek sê well done. Ja, Jaika. Daar's die waarheid. $5.30. Wow. Nice. Well done julle twee. Hier ben nu val. Lekker. Ja, hulle sê is in die land van die Romeine doen jy wat die Romeine doen. So ek het 'n Gumtree Oozer gaan steel daar by Jakes. Vir hom 'n ordentlike deegie aangesit, om ingegooi, daai ding het seker binne 2 minute geëet. So, gaan vir julle wys hierso. Nou praat ek van, julle weet nou, daai is nou al vir my is nou al 'n groot deeg. So daar sit die Gumtree Oozertjie daaronder met 'n wit deegie. En natuurlik SVB Duo Tracer en Banji. En Jakey sê moet nie bang wees nie, jy moet opsit. So nou appliseer ek maar lekker. Nou daai is vir my nou al baie dippe. En ek moet bieg, hy ook het gewerk en natuurlik al onbekende fairy dust net oor hom. Dan net so 'n bietjie koud. En ek gooi hom net weer terug in die drink. Kyk of ons nog eenetjie kan vang. Kyk, ek het nou na daai mooi karp wat ek gevang het, eers 'n burger gaan eet en toe sê Henno, hy het vir ons nagereg ook daarso. Toe hy daai bak opmaak, toe lê daar 'n ribbietjie en 'n worsie en alles so. Ek dink hy sit nou nog so blink ringie om my mond. Ongelooflike lekker bederfie wat ons nou gekry het. Terwyl ons so staan en praat, hardloop die stok weer. En weer eens die Banji Tracer op daai garlic oezertjie. Ag, garlic. Ek bly sê garlic. Dis omdat ek elke dam omtrent garlic en Gumtree hengel geëet op die Gumtree oezer met daai kort deegie, lang deegie. Kan voel is 'n baie kleiner vis. Maar die groot vis sal definitief deurkom en hy sal weer op daai kol kom. En as hy daar is, gaan hy eet. En ons vang hom. Jakey het vir my uiteindelik die aas gegee, die pap aangegee en het ek ook daarom nou 'n byt. Sorry. Nou ja, wys jou net. En ek sê dit nog altyd, vis verstaan reuk en smaak. Vis het 'n voorkeur, want van niks vang af nie tot, wel daai is nou Jake se 4de byt nou in 'n baie kort tydjie. Hierdie ene het ek, dis seker binne 10 minute het ek 2 byte. En al wat ons verander het is, ons het daai anys, anys nou sê ek anys, Gumtree oezertjie op met 'n groot deeg. En een van die duo's op natuurlik Tracer en Banji en die visbyt. So daar is altyd 'n plan. Jy moet net luister wat die dam vir jou sê en bereid wees om bietjie veranderinge aan te bring. En daar's hy. So dankie daarvoor. Net vir julle wys daar, kyk hoe mooi tel hy daai aasie op. Daai hoekie is onder daai
harde lippie van hom daar, jy kan nie beter vra nie. Ja, julle, daar gaan my laaste gooi, soos julle kan sien. Natuurlik met daai Gumtree wit oezertjie onderaan met 'n lekker deegie. En die duo van die Tracer en die Banjo op die bol en natuurlik bietjie fairy dust. Hier is die laaste gooi, ek gooi hom in, as hy buite is dit reg. Ons dan so rustig begin oppak, ons hengel alweer môre rietspruit. Klapkom, so ek en Jackie moet nog die penne gaan plaas, maar ons het 'n ongelooflike lekker dag gehad. So hier gaan hy. Cheers julle. Ja, soos ek julle gesê het, daai goedjies van Jackie. Eet hy weer. Ongelooflik wat se verskil smaak. Nou het hierdie man seker nou agtergekom, hy's gehak. Nou wil hy loop en wat se voorreg is dit nie om sulke gesonde vis te vang. Daai polismandjie lê net so in die water en die volgende oomblik aan sê net daar gat hy. So groot bederf vir die dag. Ek dink hier is ons laaste visie. Ek gesê het ons gaan nog eers bietjie penne plaas daar by Rietspruit, ons hengel môre klapkomp. En môreoggend dan verlang ons weer terug na die dam toe wat ons so bederf het. Maar dit was baie lekker. Wat het ons gesê is hier op? Natuurlik daai Gumtree oezer, spierwit oezer met 'n groot deeg. En ons sit 'n bietjie Tracer en Banjo die duo op. Terug in die fairy dust en ons het regtig skade gemaak met daai kombinasie. Nou as julle hier so oor my linker skouer kyk, natuurlik julle regterkant glo ek sal dit wees. Het hy nou ook 'n vis aan. So die visies het regtig so bietjie begin wakker word weer hier in die middag. Ek dink toe die wind nou die water klaar geskommel het, toe die visies weer begin byt. So ek dink hulle het maar net so bietjie gelalapansie toe hulle nou agterkom, die water en temperatuur begin skommel. Ons het net aangehou en die visies op die einde van die dag net weer in die gang gekry. Ja, van daai vol groot skip vol skippe. Ook 'n spesiale vis. Yes, kyk, ek is bederf hoor. Check hom, sien jy? Nou ja, boys, ons het aan die einde gekom van een ongelooflike dag. En nou verskriklik baie dankie. Ek mag maar sê, ek gaan maar net sê Wikus. Nie name van en niks noem nie. En die dam is glad nie toeganklik vir die publiek nie. Dis 'n privaat dam, dit bly 'n privaat dam. Julle probeer so hard om hierdie vis te doen. Nou ek het vandag 3 soorte genuskarpe gevang. Ek het nou hierdie Fully Scaled Mirror gevang. Ek het daai Israeli gevang en daai gewone commons. En hoe wat 'n ongelooflike dag. Dis 'n groot plesier, Skalk. Ja, en julle het soveel moeite gedoen. Ek het nou die plaasboer ook ontmoet en al die manne wat daar regte genuine mense. En hoe mooi is dit om te sien hoe mense na vis kyk. Jackie, wat sê jy? My baas, elke vis of hy nou so groot of so groot is, dit is ongelooflik om te sien hoe mooi die visse is. Daar's geen skip uit plek uit nie. Niks. En gesond en hulle het krag. Ja. Hulle poeier. Ja, hulle sterkie op die kant. Ja. Hier sien jy, En onthou wat ek altyd vir jou sê, as die manne wat die dam ken vir jou sê, dis diep teen die kant, nie afklim nie. Soos ek gemaak het vanoggend, toe ek in die drink so. Ja. En hoe baie dankie. Dis 'n groot plesier. Julle moet 'n mooi dag hê. Ja, sê. Kom ons sit hierdie pragtige vis terug. Gee hom kans dat hy net 'n bietjie se asem kry. Right. Kom julle. Gaan, jy reg? Daar gaan hy. Nou ja, dit was een van die lekkerste dae in my lewe. Die aangekom is dit met 'n pin location hier na toe gery. Ons nie eens geweet waar is die dam nie. En dit bly en is lekker. Die natuur is wonderlik. Sê dankie vir julle. Dankie vir julle ondersteuning en ons sien julle op DVD 89 na hierheen.